Nou sukkel hy om te laai, gee hom net so kans, nou sukkel hy om te laai. Comment settings, hy sukkel om te laai, daar kan ek hom afsit, daar is hy. Nou ja, goeiemiddag almal, hierdie is nou weer 18 November, hierdie is die tweede lering wat ek gee oor die boerevolk en Israel, en is die boerevolk in die Bybel, wie is die Israel van vandag, is ons belieg oor die Jode, is Israel regtig herstel in hierdie 48, wanneer kom die wederkoms? En ek het baie van hierdie vrae al vir jou beantwoord in die eerste deel van hierdie lering, en ek maak nou die tweede deel, want anders gaan ek vergeet wat ek in die eerste deel gesê het. Goed, so, in die vorige deel het ek vir jou begin verduidelik, dat Israel word baie nasies, en konings kom uit hulle voort, koningshuise kom uit hulle voort, 'n koning, jy staan nie een oggend op en as jy 'n koning nie, koningshuise hardloop op bepaalde bloedlyne, en soos wat daar aan Efraim eersgeboortereg gegee word, via Josef wat eersgeboortereg gekry het, onthou Reuben het sy eersgeboortereg verloor, want hy het by die vrou van sy vader ingegaan. Hou julle die storie? Ja, sy. So, Reuben wat eersgeboortereg moes gekry het dit verloor. Hulle daai eersgeboortereg het hulle toe verdeel in 3 dele. Vader het dit verdeel in 3 dele. En jy lees dit baie duidelik in die boek van die Opregte, maar dit is nie in jou Bybel baie duidelik nie. Ek kan dit nie, as jy nie weet waarvoor om te soek nie, gaan jy dit nie agterkom nie. Maar die eerste deel van die eersgeboortereg gaan toe aan Josef, menende en dan later Efraim. Want Josef kry dan hierdie wonderlike seëninge weens sy gehoorsaamheid. En dan die volgende deel na wie die eersgeboortereg toe gaan is die priesterskap. Die priesterlike deel van die eersgeboortereg gaan toe na Levi toe. En die koninklike deel, die konings gesag van die eersgeboortereg gaan toe na Juda toe. En so verdeel God hierdie eerste geboortereg in 3 dele en hy versprei dit oor die stamme van Israel. En Efraim erf hierdie eersgeboortereg by Josef en later word hy die leierstam onder die 10 stamme ryk. En vandag nog is hy die leierstam onder die 10 stamme ryk en met die Jode niks uit te waai nie. Want Efraim sê die Bybel sal baie nasies word. Efraim spesifiek. So nou moet jy in jou kop sien nou die 12 stamme van Israel. Men het gesê, elkeen word 'n groot nasie. Uit Josef is daar 2 seuns. Josef kry dubbel deel. Manasse word 'n groot nasie. En Efraim word baie nasies. En Efraim is vandag Britannië, dis die Union of Jacob, die Union Jack. En hulle was daai tyd die Sakse of die Sakai. En Sakse of Saxons kom van die woord Isaac's sons af. En as jy die woord Isaac's sons genoeg sê, dan Isaac's sons, dan word dit sommer Saxons in die volksmond. En dit is waar jy hierdie Britte kry. En dis met hulle eersgeboortereg heers hulle dan sommer oor Skotland, oor Wales en oor Ierland, effektiewelik oor Ierland. Dis maar 'n illusie dat Ierland homself regeer. En natuurlik hulle dit sterk hou vas op Noord-Ierland. So ek het dit vergeet om nou te sê, behalwe dat hulle beheer het oor Kanada, Australië, Nieu-Seeland en aanhoudend probeer om hulle invloed te laat geld oor die VSA, Suid-Afrika, selfs Rhodesia was deel van Britannië. En daarom word hulle baie nasies. So, dit het ek nou vir jou verduidelik in die eerste deel. Baie belangrik om te verstaan. Reg. So, nou ja. Nou, Levi weet ons nie wie dit is nie. En Levi is jou priesterlike, jou groep wat te doen het met priesterlike leringe. En mens kan sê, baie van hulle is verdeel. Hy sê ook, Levi word verdeel. En hulle is verstrooi in Israel, hulle is oral onder ons, soos weet nie waar hulle is nie. Maar Juda word 'n baie groot volk. Nie baie groot nie, maar sy word 'n groot, sterk volk, 'n volk van naam, 'n volk wat vooruitgaan, 'n volk wat 'n doring in die vlees is vir Efraim en vir Manasse. Dit staan in Jesaja, waar Efraim dan Britannië is, en Manasse is die VSA. Reg. Nou, as ons gaan kyk ekskuus daar, ek gaan hom nou net hierso, in Sefanja 3,
dan gaan ons agterkom, wanneer die Bybel in die profete praat van Sion, dogter van Sion, Jerusalem, dogter van Jerusalem, Ariel, dan praat hy van 'n volk. Hy praat nie van 'n plek nie. Baie mense lees die Bybel, dan lees hulle, ek gaan dit met Jerusalem doen, en Jerusalem is dit, en Sion is dat, en dan sê hulle, dit het te doen met die Joodse staat. Niks te doen met die Joodse staat nie. Waar kom jy daaraan, dat dit te doen het met 'n geografiese naam? Op grond van wat? Waar? Jy sien? Want as jy gaan kyk wat dit daar aangaan, dan gaan daar niks aan nie. So, dit het niks te doen met 'n geografiese stad nie. So, hy praat van Jerusalem, en hy praat van Sion, 'n dogter van Sion, praat hy van 'n volk. En daardie volk is spesifiek Juda. En die rede daarvoor is Juda se hoofstad was Jerusalem. Dis hoekom hy dit noem. En Sion was die stad van Dawid, en Dawid was 'n Judeër. En daarom, wanneer die Bybel in sy profetiese taal praat, dan noem hy, wanneer hy hierdie woorde gebruik, dan praat hy van die Judeërs, hy praat van Juda. Hy praat nie van die Jode nie, hy praat van Juda. En Juda is die boerevolk, en ek gaan dit nou vir jou wys. Dan praat hy baie keer van Efraim en Samaria. Efraim doen dit, en die verwoesting van Efraim. Wat is dit? Dit het te doen met die Britte. Samaria was hulle hoofstad, en dit is hoekom hy baie keer na hulle dan verwys as Samaria. Want dit verwys na die 10 stammeryk, waarvan Britannië, wat Efraim is, die hoof is. En as jy kyk na die wêreldpolitiek, dan kan jy hierdie goed duidelik sien. Dan is daar mense wat vir jou gaan verduidelik, dit is nie in die Bybel nie, maar dit is omdat hulle nie eers weet wat in hulle Bybels aangaan nie. Nou luister mooi, hoe hy in Sefanja 3 die boerevolk beskryf. Luister mooi, want hy gee vir ons 'n geografiese aanduiding, en ek gaan dit vir jou nou 'n bietjie breedvoeriger verduidelik, soos ek sê, ek wil by Jesaja uitkom. Sefanja 3 vers 10 sê, oorkant die riviere van Kush, vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerhande bring. Nou het hy 'n klomp goed hierso gesê, hy gee vir jou goeie geografiese ligting. Nou as jy weet wat was Kush, Kush was hier aan die onderkant van Egipte, daar wat Somalië en Sudan vandag is, en Ethiopië, dit word Kush. Maar Kush kon nooit laer kom nie, hy kon nie aftrek na die suide van Afrika nie, weens die riviere wat aan die onderkant van Kush gevloei het, wat ons vandag noem, die Midde-Afrika moerasriviere. Hy praat spesifiek van dit. So Kush kon nie aftrek nie. Kush, die beste wat hulle kon doen was om Egipte in te val, en ons sien dan later 'n vermenging tussen die Egiptenare en die Kusiete, en toe kom die Arabiere het sterk na vore getree in Noord-Afrika, hulle het hierdie karavane gehad, groot handelsreisigers gewees tussen Mali, daar van Wes-Afrika, tot sover as Mekka en Arabië en so aan, en later het hulle opbeweeg en hulle het Konstantinopel gevat, Byzantijn gevat, en dit word toe vandag Istanbul. Reg. En as gevolg van die Arabiese slawehandel, begin hulle hierdie klomp swartes, wat in Noord-Afrika woon, en hierdie Kusiete, begin hulle ontvoer hulle, en gebruik hulle vir slawe. En dit raak naderhand oop jagseisoen, en die moerasrivier het begin droër raak, en hierdie Kusiete begin stadig maar seker afbeweeg. Nou baie van hulle het gesterf in die proses. Baie het vermeng met hierdie ander, wat ek sê, swartes, die pygmies, wat in daai areas gebly het. En 'n handjievol van hulle kom hier aan die onderkant, en dit is wat ons nou daai tyd genoem het die Hottentotte. Dis maar hulle. Goed. Maar, want die koors het hulle uitgewis, die tsetse vlieg, die malaria, jy kon nie deurkom nie. Nou kan jy vir my sê, ja, maar jy gaan hier langs die kus gaan. Ja, daai water kan jy nie drink nie, dis sout. Sout water. Selfs die riviere is sout water, is brak. So jy moet 'n end opstap, daar waar dit vars water is, teen daai het die tsetse vlieg jou gesteek, jy sal sterf daar. Nou ja, en hy praat spesifiek van dit, so hy gee vir jou geografiese aanduiding. Hy sê vir jou, anderkant hierdie riviere, hierdie moerasriviere, woon daar 'n volk. Hierdie volk is my aanbidders, my verstrooide gemeente. Nou, wie is verstrooi? Israel. Wie is die gemeente? Israel. Gemeente het niks te doen met 'n kerk nie. Niks nie, niks.
Gemeente verwys na die volk Israel. En ons sien dit oral in die Ou Testament. En ons weet, Israel het nie kerke gebou nie. Hulle het 'n tabernakel gehad vir die priester se diens. En verder was die volk self, was die gemeente, die vergadering van God. So, hier sê hulle is my aanbidders, my verstrooide gemeente, en hy sê hulle bring my offerhande. Baie interessant. Nou hierdie offerhande is die gelofte. Ek dink ek het laas jaar daaroor gepraat toe ek die 16 Desember geloftedag vieringe gedoen het, toe ek vir julle so lering gegee. Hierdie offerhande is die gelofte. Daai verbond is baie belangrik vir Vader. Goed, dan sê hy, op die dag hoef jy jou nie te skaam. Watter dag is dit? Dis die dag wat God bereken het, op sy geset het, vir die redding en bymekaar maak van Israel op die einde van tye. Niks te doen met 'n wederkoms nie. Jy moet jou tye verstaan. Op die dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen my oortree het nie, want dan sal ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel. Ek sal sê die wat in ons midde is wat so tooi. En jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. Nou luister mooi, hy het hulle nou my aanbidders gedoen, my verstrooide gemeente, nou noem hy hulle my heilige berg. En dit het niks te doen met 'n berg nie. Luister dat jy die profesie begin verstaan, jy moet die taal verstaan. Berg is 'n volk, is 'n koninkryk. Heilig is apart, afgesonderde. Nou sê hy, jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my afgesonderde, my berg, my koninkryk van apartheid wat ek gaan oprig op die einde van dae, naamlik die Israel koninkryk nie. Hy sê, en ek sal tussen jou in laat oorbly, 'n ellendige en 'n geringe volk, wat by die naam van Jahwe sal skuilings soek. So wat sal van julle oorbly? Gaan jy iets behou? Nee. 'n ellendige en 'n geringe volk, 'n handjie vol gaan oorbly. En hy het vir my gesê hoeveel? 47,000 weerbare mans sal oorbly. So, kom ons sê, dis ouens tussen 20 en 55, of 20 en 60, is die hoeveelheid getal wat van die boerevolk sal oorbly. 47,000. Van die hele 144,000 weerbare mans, want 144,000 is net Israeliet mans, is nie vrouens nie. Hoekom nie? Die man dra die vrugbare kern, hy dra die X en die Y-kromosoom. Dit is hoekom. As jy die mans uitmoor, dan is daar nie meer 'n Israel volk oor nie. Want dan kan jy die vrouens assimileer met die ander nasies. Dit gaan hulle doen in Oekraïne, hulle is daar besig om dit te doen in Europa. En dan, wat jy daar vorm, is nie Israel nie, want Israel is 'n blanke volk gewees. Israel was 'n blanke volk in die Ou Testament, hulle is vandag die blanke westerse nasies. So, hierdie aanbidders wat aan die oorkant van die riviere van Kus is, kan geen ander volk wees as 'n blanke volk nie. So kom ons kyk, watter blanke volke bly aan die ander kant van die riviere van Kus? My heerlikheid, toevallig net een. Kan jy dit nou glo? Net een. En dit is die boerevolk. En nou, partymal noem hulle self Afrikaners ook. En selfs die Suidwesters val maar onder ons deel ook. En hierdie Rhodesiërs moes vlug en hulle deel geraak en geassimileer van ons ook. So hulle is maar deel van die groepe wat hier was. Uit Mosambiek moes ons vlug. So al wat oorbly is hierdie groepie aan die suidpunt. Of die wat in Angola en in die DRC was, daar's niks oor nie. Die blankes is afgedryf en hulle is by mekaar gekom hier onder aan die suidpunt van Afrika en dit is waar hulle is en dit is waarvan hy praat. Hy praat van niemand anders nie. So, hierdie ding dat God is nou geestelik en dit raak nou 'n geestelike storie en dit het nou betrekking op alle gelowiges. As so 'n vergeesteliking van die Bybel veroorsaak dat die Bybel vir jou niks beteken nie en maak die skrifte kragteloos. Dan sê hy verder, wat doen hy hulle? Hy sê jy sal 'n ellendige geringe volk wees. Daar gaan vir jou niks oorbly nie. Jy gaan by Vader moet skuilings soek. Hy gaan ons by mekaar maak op 'n plekkie en daar gaan ons onder sy tent, sy ou seiltjie skuil, sê Siener. En dit staan in jou Bybel. Dit wat Siener sê staan in die Bybel. So hy het dit nie uit sy duim uitgesuig nie. Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leentaal spreek nie. Wat is dit, die oorblyfsel van Israel? Wie is die oorblyfsel van Israel? Dit is hierdie ellendige geringe volk, dit is die heilige geberg, dit is my aanbidders, my verstrooide gemeente. Hy noem hulle die oorblyfsel van Israel. Nog elke keer soos wat hy praat, gee hy hulle ander naam. En jy dink hy praat van verskillende mense. Nee,
Hy praat van een volk, die volk ander kan die riviere van kus. Hy het hulle vir jou geïdentifiseer, jy moet nou kop hou. Dan sê hy, nou hierdie leentaal spreek en in hulle mond geen bedrieglike tong gevind word nie, dan lees jy daar in Openbaring 7, ook in, dink jy by Openbaring 21, en so, ek het al hieroor gepraat. So jy moet verstaan, hy praat van die 144.000, want hierdie kenmerke wat hy hier gee hy aan die 144.000. Dan sê hy, onthou hy praat uit vir die mans, hy tel nie die vrouens, kinders, ou mense en babas nie. Goed, nou sê hy, maar hulle sal wy en neerlê en niemand sal hulle verskrik nie. So hy sê, hierdie oorblyfsel van Israel, hierdie gelendige en geringe ou volkie wat oorbly, wat by my naam skuiling soek, hy sê, moenie bekommer nie, ek gaan julle laat wy en neerlê, julle gaan rustig woon, dit gaan goed gaan met julle, maar julle moet eers deur hierdie swaar tyd kom, ek gaan julle skit soos ek 'n sif skit, Israel, julle volkie, boerevolk, ek gaan julle skit, Juda gaan julle skit, 'n bietjie gaan oorbly, en die bietjie wat oorbly, hulle sal wy en neerlê, en niemand sal hulle verskrik nie. Dan gaan hy verder, nou gee hulle 'n nuwe naam, hy sê, jubel o dogter van Sion, juig o Israel, verheug jou, en jubel van ganser harte, ekskuus tog, ek wil net seker maak die foon raak nie warm nie, en jubel van ganser harte o dogter van Jerusalem, so hy noem hulle dogter van Sion, of dogter van Jerusalem, is dieselfde groep mense, hy het nog nie verander nie, hy praat van die heeltyd van dieselfde groep mense, en jy moet nou daai gaan lees wat hy hulle noem, en dan skryf jy die name neer, dan gaan jy weet, wat noem hy ons, en dan kan jy begin lees, oral in die Bybel, as hy praat van dogter van Sion, dan weet jy, hy praat van die boerevolk, dogter van Jerusalem, praat van die boerevolk, dis nie 'n plek nie, dis 'n volk, daar waar hulle by mekaar kom, daar is die dogter van Jerusalem, daar waar hulle by mekaar kom, daar is Sion, niks te doen met die geografiese area, asseblief nie. Dan sê Jahwe het jou oordele opgehef, onthou dogter beteken nageslag, Jahwe het jou oordele opgehef, jou vyand weggeveeg, die koning van Israel, Jahwe is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie. Nou Jesus is die koning van konings, nou sê Jahwe, hy is ook die koning, so wie is die koning? Wie is die koning? Die seun is die koning, so wie is Jahwe? Die seun, jy moet net reg lees, maar jy alles verstaan, reg, so nou wat sê Jahwe? Jahwe sê, julle het 'n vyand, en later sal ons bietjie praat oor die vyand, hy sê, julle het hierdie vyand, hy sê, ek het hulle weggevee, hy sê, ek is julle koning, jy hoef glad nie bekommerd te wees nie, julle sal nooit weer hierdie trauma beleef van hierdie bloedige revolusie, en lyk wat lê in die strate, in armoede, in kos, probleme, in hongersnood, soos wat daar nou vir julle kom nie. Dis wat hy van praat, is dit nie mooi nie? En nou gaan ek vir jou bewys wat ek sê, Psalm 78 vers 67. En hy het die tent van Josef verwerp. Wie is die tent van Josef? Dis Ephraim en Manasse. En die stam van Ephraim het hy nie uitverkies nie, maar die stam van Juda uitverkies, die berg Sion wat hy lief het. So wat is Juda? Die berg Sion wat hy lief het. Hy het nie Ephraim uitverkies nie. Nou, hoe bedoel jy het nie Ephraim uitverkies nie, Deborah? Jy het dan nou net gesê, hy het eersgeboortereg. Ja, hy het eersgeboortereg gehad, en nou moet daai eersgeboortereg terugkom na Juda toe, alles kom terug na Juda toe, die priesterreg, die eersgeboortereg, kom alles terug na Juda toe, want dit is hoe Vader dit besluit het. Ephraim sal totaal verwoes word, en van Britannië sal nie veel oorbly nie. So, as mense 100 jaar van nou of vir jou verduidelik, hy kom eintlik vir sy voorgeslagte kom van Britannië af, dan gaan ouens vir hom sê, jy seker in die mekaar, my ma, dis 'n moslim plek daai, dis 'n moslim kalifaat, jy seker jy kom van Britannië af, ja, daar was 'n tyd toe Britannië wit was, dis waar, letterlik waar ons op pad is, daar sal een blanke land oorbly, en dit is Suid-Afrika met die boerevolk. So hy sê hy dit, nou die stam van Juda uitverkies, die berg Sion wat hy lief het. So wie is Juda? Die berg Sion. Berg is 'n koninkryk, niks te doen met 'n plek nie. Dan sê hy, en hy het sy heiligdom, wie is hierdie heiligdom? Die berg Sion, wat hy lief het, wat Juda is, wat hy uitverkies het. Dis die heiligdom. As die Bybel praat in die Nuwe Testament, van, die gruwel sal sit in die heiligdom, het niks te doen met 'n derde tempel nie. Dit het te doen met die boerevolk, want hulle is die heiligdom. God woon definitief nie in 'n tempel daarbo in die Midde-Ooste nie. En daai volk is nie 'n tempel nie. Die enigste plek wat hulle is 'n sinagoge van Satan. So hy het dit mos nou gesê. So as hulle die sinagoge van Satan is, waar is die heiligdom van God dan?
die aardse heiligdom. En dit is die berg Sion wat hy lief het. Wie is dit? Die boerevolk. En hy het sy heiligdom soos die hemelhoogtes gebou, soos die aarde wat hy vir ewige grondves het. So hy sê, hierdie heiligdom, hierdie Juda volk, wat ek uitverkies het, wat sal lei, hierdie ander Israel oorblyfsel sal lei en voorstap, en hulle sal die sterk stam wees, en die beskerming gee, en die ark vorm vir die oorblyfsel van Israel op die einde van tye. Hy sê, hulle is my heiligdom. Ek het hulle gegrondves vir ewig. Psalm 132 vers 13. Want die Here het Sion uitgekies en hy het dit as 'n woonplek vir hom begeer. Wie het hy uitgekies? Sion. Stem dit ooreen met ja? Juda uitverkies. Ja, dit stem ooreen. Psalmdigter praat mooi en lyn. Hy het dit as 'n woonplek vir hom begeer. So dis nie net sy heiligdom nie. Dis nie net die berg Sion nie. Dis nie net Juda nie. Dis nie net die heiligdom nie. Dis sy woonplek. Daar staan dit. So nou lees jy daar iewers in Daniël 8. God se woonplek is neergewerp. Dan dink mense dit het te doen met die hemel. Nee. Dis die boerevolk. Boerevolk is neergewerp. Hy sê, dit is my rusplek vir ewig, hier wil ek woon, want ek het dit begeer. Van wie praat hy? Van die boerevolk. Hy praat van Sion. Dis nie 'n plek nie, dis 'n volk. Ek gaan dit baie keer sê, jy kan nou maar siek raak vir my vandag, maar jy moet by 'n punt kom dat jy verstaan, as jy die profeseë lees, dan praat hy nie van Sion en Jerusalem as 'n plek nie, maar as 'n volk. Nou ja, nou daai plekkie daarbo, daai Midde-Ooste, wat noem hy hulle? As die boereveld dan nou Jerusalem in Juda in heiligdom in berg van Sion is, wie is hulle dan? Openbaring 11 vers 8 sê dit vir jou. En hy skenk baie min aandag aan die Midde-Ooste, behalwe om te profeteer hoe hulle gaan verwoes, hoe hulle rook van verbranding gaan opgaan tot forever and a day. Hy spandeer eintlik baie min tyd aan hulle. Behalwe hier en daar verwys hy, Openbaring 17 verwys na die hoer op die dier wat die Joodse staat is en so aan. En ons lees dit in Openbaring 11 vers 8, ons hoef nie te raai nie. En hulle lyk, hy praat van die twee getuies, sal lê op die straat van die groot stad, wie is dit? Dis Babylon, wat geestelik genoem word. Wat word hulle geestelik genoem? Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. Is Jesus gekruisig in Rome? Nee. Wat van Berlyn? Nee. Washington? Toronto? Londen? Nee. Waar is hy gekruisig? In Jerusalem. En jy sal baie mooi gaan lees baie mooi, dat Johannes nie eens bereid is om hulle Jerusalem te noem nie. Hoekom nie? Want Johannes het verstaan dat Jerusalem is Juda. Hy het dit verstaan. En hy het geweet, daar is nie Juda meer in Jerusalem nie. Dis nie hulle blyplek nie, hulle is gone, hulle is weg. Al wat daar oorgebly het is die sinagoge van Satan. En hulle word genoem Sodom. Sodom verwys na hoerery, dis die hoerstad van die wêreld. Hulle hoereer met al die konings van die wêreld. Hulle beheer, hulle die politieke mag, hulle beheer die geldstelsel. Hy sê, en Egipte. Hoekom noem hy hulle Egipte? Want dit is van die wêreld. Die hele Israel is in slawerny aan die sinagoge van Satan. Dit is hoekom hy hulle so noem. So, en dis hoekom hy sê, hy noem hulle geestelik. So, in die geesteswêreld, is daai plekkie daarbo, wat hulle vir jou wil verkondig, is nou die ware Israel, is Sodom in Egipte. Nou, jy kan dit of aanvaar, of jy moet dan nou hierdie versie net uitkryp, krap hom uit jou Bybel uit, dat jy hom nie raak sien nie, want hy gaan jou begin pla, aangesien ek hom nou vir jou uitgewys het. Nou ja, so hier probeer hy nou vir jou baie mooi verduidelik, so mooi verduidelik, wie is Juda? Juda is Sion, is die berg Sion, is die dogter van Sion, is Jerusalem. Is die dogter van Jerusalem. Is 'n volk. Is nie 'n plek nie. Waar hulle by mekaar kom, daar is hulle die berg Sion. As hulle vandag trek en hulle gaan bly in Angola, dan is daar die berg Sion. Verstaan julle dit? En die ding dat ons gaan nou terugkeer. Nee, ons gaan nou terugkeer. Hierdie Israeliete moet nou terugkeer na die Midde-Ooste toe. Waar staan dit? Die mense verstaan die Bybel verkeerd. Want hulle verstaan 'n paar belangrike verse het hulle nie. En ek het nou hierdie vergeet om
vir julle uithaal, kom ons kyk of ek hom vinnig kan kry, dis daar in Samuel, sê hy dit baie duidelik, onthou in Samuel was hulle reeds in die beloofde land. In 2 Samuel 7 vers 10 sê hy, ek sal vir my volk Israel 'n plek bestel, maar hy het dit dan nog net gedoen, hy het vir hulle Kanaan gegee. Maar Vader weet vooruit, so hy het geweet hy gaan hulle verstrooi. So wat hoor wat hy sê? Ek sal vir my volk Israel 'n plek bestel en hom plant, dat hy op sy eie plek kan woon en nie langer verontrus word nie, en kwaadoeners sal hom nie meer verdruk soos voorheen nie. So, daar kom 'n nuwe plantplek. Waar is die plantplek? Suid-Afrika. Ander kant die riviere van Kush is die nuwe plantplek. Hoekom? Want die Midde-Ooste sal totaal verwoes word en die rook van sy verbranding sal opgaan tot in der ewigheid. Europa, Brittanje, Kanada, VSA, Australië, Nieu-Seeland word islamitiese kalifaat en Australië en Nieu-Seeland sal Chinese dele word. Daar bly een blanke land oor. Van is nie nou die einde nie. En hy bly dit vir jou sê. Hy sê, onthou as julle al hierdie dinge sien, aardbewings, gerigte van oorloë, is nie nou die einde nie. Dit is nie nou die einde nie, want Israel word herstel tydens die 3de wêreldoorlog. En is iets wat die mense nie mooi verstaan nie, maar goed, ek het al daaroor gepraat. So kom, en nou wil ek eintlik uitkom by Jesaja, want dis nou eintlik waar ons wil uitkom. Want ek wil graag, want hier is sulke mooi dele, as ek dit nie deel met julle nie, ek deel dit met my groepe, my WhatsApp groepe, en hulle geniet dit baie, want dit maak die Bybel vir jou oop, né? Nou ja, Jesaja 1, die gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem in die dae van Usia, Jotam, Agas en Hiskia, die konings van Juda. Wat sien hy? Hierdie is vir die einde van dae. Is nie vir toe nie. Is vir die einde van dae. Sekere van hierdie profesie herhaal homself. Hy hardloop so, hy bly homself herhaal. Dis waar. Maar hier op die einde van tye moet daar tog 'n herstel plaasvind. En wat gee aanleiding tot hierdie herstel? As jy dan jou Bybel verstaan, en jy wil verstaan wat gee aanleiding tot hierdie herstel van Israel, waar gaan jy lees? Openbaring? Nee, jy moet Jesaja lees. Jesaja, Jeremia, Sefanja, Micha. Want dit is waar dit so mooi vir jou beskryf word. Nou die hele Jesaja is 'n regsargument. Hy sê ook, dis my regssaak. Nou wat doen 'n advokaat? Advokate is ouens wat groot geld vra. Hy is nou vreeslik ver geleerd, hy verstaan die wet en al hierdie boeke en hy het al hierdie nuwe wetgewing wat uitkom in die howe se common law, hierdie howe wat uitsprake lewer, onthou as 'n hof 'n uitspraak lewer, dan word dit wet, né? So dis wat 'n advokaat doen, hy ken al die dinge. 'n Prokureur is die ou, jy gaan sien die prokureur, jou saak miskien moet Hooggeregshof toe gaan, of dis 'n belangrike saak, en hy weet nou nie mooi nie, dan gevra hy die advokaat. En die advokaat skryf vir hom 'n regsargument van 50 of 100 of 200 bladsy, en daarvoor betaal jy duisende rande. Reg, en daai regsargument gebruik die prokureur dan in die hof. Partymal staan die advokaat hom by, maar nie altyd nie. Nou die hele Jesaja is so 'n regsargument, wat Vader dan teen die boerevolk het. Natuurlik in mekaar met die res van die profesie, as jy die profesie ken. Maar jy lees nie die profesie nie, want jy meen het mos nou nie betrekking op jou nie. Jy is mos nou nie 'n Jood nie. En dis net daar waar die kerk jou deur die ore gewerk het. Want jou predikant is veronderstel om vir jou die lering te gee wat ek vir jou vandag gee. So, hier, die aanhef is duidelik. Jesaja is geskryf vir die boerevolk, vir Juda en Jerusalem. Dis nie geskryf vir Israel nie. Dis vir Juda geskryf, die stam Juda, want die stam Juda het 'n volk geword. En Jerusalem is 'n ander naam. So eintlik sê hy, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Juda. Dis eintlik wat hy vir jou sê. En hy skryf dit so om jou deurmekaar te maak. Want die Bybel is 'n verborgenheid en is nie vir almal nie. Daarom moet iemand vir jou uitlê, totdat jy die sleutel het, dan sluit jy self op, dan het jy my nou nie meer nodig nie. Nou luister mooi, hy sê, hoor o hemele en luister o aarde, want Jahwe spreek, ek het kinders groot gemaak en verhoog. Wie is hierdie kinders? Israel. Maar hulle teen my oortree. En jy sal dit sien, van daardie tyd af tot en met nou, sukkel die verstrooide Israel om uit Babylon uit te kom, om los te kom van die Vatikaan. Selfs die protestante kerk kon nie breek met die Vatikaan nie. Dan sê hy, ons ken sy besitter, en die esel die krib van sy eienaar. Maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie. So hy sê hierdie klomp Israeliete, ek is hulle eienaar. Ek is hulle eienaar.
maar hulle wil nie hê ek moet hulle eienaar wees nie. Hulle wil behoort aan 'n protestante kerk, of aan die Vatikaan, of aan die DA, of aan wat ook al. Hierdie volk wil nie behoort aan Jahwe nie. Hulle sê ook, ons is nie Israel nie. Wat beteken, ons het nie 'n eienaar nie. Ons kan maak wat ons wil. Maar as jy nou hier lees, en jy verstaan, Israel behoort aan Jahwe, en jy's 'n Israeliet, want dan begin jy anders te dink oor jou Bybel. Dan begin jy verstaan, jy moet in jou spoor tap, ou maat, of jy gaan moeilikheid optel. Weer die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die geslag van kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel, hulle het Jahwe verlaat, die aparte een van Israel verag, hulle het agtertoe weggedraai. Ons het dit gedoen. Ons het die kerke opgerig met die torings, die obeliske, en ons is besig met protestante leer, en ons is besig met die Rainbow Nation, en ons aanbid Jesus van die Rainbow Nation, en eintlik aanbid ons die paus, ons is besig met Sondag aanbidding, ons hou nie die fees nie, ons hou Kersfees, en as jy praat oor die ouens met oor Kersfees, dan raak hulle vir jou baie kwaad. Want jy het nie die reg om Kersfees aan te tas nie, want dis wanneer Jesus gebore is. Jesus het met Kersfees niks uit te waai nie. En as jy so dink, is dit omdat jy so lekker in Babylon bly. Kyk, die Baal godsdienst het jou deurtrek, maar die suurdeeg, jy sal uit dit uit moet kom. En dan gaan hy, dan sê hy, luister mooi wat hy sê, waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan om af te wyk? Die hele hoof is siek, en die hele hart is krank. Hy sê, julle is in die moeilikheid, hy sê, ek slaan julle. Julle is in die moeilikheid, hy sê, van die voetseel af tot op die hoof toe, is daar geen heel plek aan nie, maar wonde en kwesplekke in varshou, hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie. Nou kom ons kyk, die boerevolk het nadat hulle apartheid afgeskaf het, en hulle self oorhandig het aan 'n swart kommunistiese regering, 'n regering wat Jesus Christus haat, hulle haat Jesus, hulle is 'n vyand van God, so hulle is ook 'n vyand van die boerevolk, het dit, ewe skielik het ons begin houe kry, wonde en kwesplekke, dis moord en verkrachting en kaping, dis plaasaanvalle byna daagliks, dit hou nie op nie, en wat sê die predikant, dis interessant, die ouens gaan kerk toe op die Sondag, as hy terugkom en maak hom dood, op sy plaas, en die volgende Sondag begrawe die predikant hom, en geen haan kraai daarna nie, en die vraag is, hoekom is God so kwaad vir ons, dat hy ons oorhandig het aan ons vyande, en hulle ons so slaan, ons het dan nou die regte ding gedoen, ons het nou laaste liefde beoefen, ons deel nou die land met die naaste, want hy is nie jou naaste nie, en daar is nie onderstel om laaste liefde daar te wees nie, nou is 'n vyand van die Almagtige, maar ons het onsself oorhandig, nou moet ons die pad stap, so nou is ons in die moeilikheid, daar is vir ons geen genade nie, en dit raak al hoe duideliker hoe verder ons aangaan met hierdie pad. Hy sê, julle land is 'n wildernis. Nou, ons is nog nie daar nie, maar ons is sterk op pad. Daar is sekere plekke waar dit klaar is, al hierdie klein dorpies, die vrot water. Gaan kyk hoe lyk Natal. Julle land is 'n wildernis, julle stede is met vuur verbrand. Ons is op pad soontoe. Roger Thiel sê, they will burn everything. Vreemdes verteer julle landerye in julle teenwoordigheid. Die boer plant die mielies, dan kom die plakkerskamp, staat reg langs hom op, en hulle eet hom leeg. In die oggend as hy opstaan, is daar niks oor van die mielieland nie. Of hulle steel al die advokates oornag, dan staan hulle hier op die hoeke van Pretoria, en dan verkoop hulle dit, en jy koop by hom. Maar hy het gesteel, hy is deel van 'n syndikaat. Vreemdes, nie jou eie boerevolk nie, die vreemdelinge, want toe jy die swart kommunistiese regering aangestel het, toe jy apartheid verwerp het, as 'n misdaad teen die mensdom, en as 'n misdaad eintlik teen God, want dis wat die predikante vir jou geleer het. Nou ja, toe is die grense oopgeswaai, en die vreemdes het ingekom, en nou verteer hulle julle landerye in julle teenwoordigheid, en kos het baie duur geraak. En dit is 'n wildernis soos by 'n omkering deur vreemdes. Dit is so as vreemdelinge, hierdie vreemdelinge inkom. En wat gebeur as hulle inkom? Sien, hy vergelyk hulle in Joel as springkane. Nou, het julle al gesien wat maak 'n springkaan met 'n area? Hy vreet hom net so kort, daar's niks oor nie. Nou ja, hy praat daarvan. Dan sê hy, en die dogter van Sion het oorgebly, soos 'n skermpie in die wingerd, soos 'n slaapplekkie in die komkommertuin, soos 'n beleerde stad. Hy praat nie hier van die lomp Jode daarbo nie, hulle is nie die beleerde stad nie. Die Jode daarbo beleer Libanon, Gaza, Wesbank, Syrië. Hulle beleer hulle, want hulle is militêr superieur.
Naas al die geld wat hulle afgepers het en gebedel het die laaste 70 jaar en steeds ontvang op 'n jaarlikse basis, biljoene. Hulle is nie 'n beleerde stad nie. Julle is die beleerde stad. So gaan dink mooi, onthou daar slegte vye en goeie vye, sê Jeremia. Die slegte vye sit daar bo. Hulle het Jesus verwerp, die slegte vye. En die goeie vye is hier onder, hulle dra vrug. Hulle is die beleerde stad. Wie bly oor? Is hierdie ou handjievol boerevolk wat sê, luister, ons wil ons eie, ons soek soevereiniteit, ons soek ons eie land, ons wil ons eie taal praat, ons word verdruk deur die ANC, ons is eintlik refugees. Dis ons is die dogter van Sion, die ou bietjie wat oorgebly het. In so 'n mate dat News24 het na die dag 'n kommentaarstuk gehad daar, een of ander joernalis oor, die boerevolk soek hulle eie land, hulle soek soevereiniteit, selfbeheer. My heerlikheid staan in die koerant. Hy sê, as Jahwe van die leerskare vir ons nie 'n oorblyfsel oorgelaat het nie, soos Sodom sou ons geword het, ons sou net soos Gomorra gewees het. Gaan dink 'n bietjie, hoe lyk Europa? Hoe lyk dit in Kanada? Is hierdie waarheid wat ek vir jou nou verkondig, is dit daar? Nee, dis nie daar nie. Daar's ouens, ek dink as jy hulle gaan tel, gaan jy 10 by mekaar kry, miskien in Kanada. En miskien al 100 kry in die VSA. Maar die waarheid wat ek jou nou leer, is daar niemand nie. So, die klein oorblyfsel van Israel, weet lankal nie meer, hulle daar is 'n oorblyfsel nie. Dis 'n handjievol wat weet, en dit is wat ons vir julle verduidelik, en dan verduidelik julle vir ons, maar ons is eintlik heidene. Israel is die klomp daarbo. Nee, hulle is nie. Hulle voldoen nie aan die vereistes van die profeseë en van die verbonde nie. Nou is die feit dat hulle Jesus laster. Dan sê hy sê, julle moet die wet luister. Nou goed, kom ons gaan aan. Dan sê hy, want ek het aan die menigte van julle slagoffers, hy sê, wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê Jahwe, ek is sat van julle brandoffers, van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers, en ek het geen behaag aan die bloed van stiere of lammers of bokke nie. Hy sê, as julle kom om voor my aangesig te verskyn, en dit doen ons op gelofte dag, né? Wie het dit van julle hand geëis om my voorhoewe te vertrap? Nou, hoekom is God vir ons kwaad? Kom ek verduidelik vir julle. En sê, toe ons in 94 die land oorhandig het aan 'n swart kommunistiese regering, wat 'n vyand van God is, wat gebeur toe? Wel, toe hierdie regering sy aksies teen ons geloods. En weet jy wat het die boerevolk gedoen? Wat het die blankes gedoen? Hulle het saam met die swart regering geloop, hulle het verduidelik, hulle is nou deel van die Rainbow Nation, ons is almal gelyk. Nou, en wat het hulle gedoen? Hulle het effektiewelik hulle kinders, hulle nageslag uitverkoop. Blankes het deur die krake geval, hulle land in plakkerskampe. Daar's geen ekonomiese vooruitgang vir die blanke nie. Blanke kinders sterf aan honger, daar's blanke babas wat sterf aan honger. In hierdie land, waar is die boerevolk? Waarmee is julle besig? Hulle stem vir die DA en vir die Vryheidsfront en what have you, en is besig met nou Paul Kruger standbeelde vat daar na Oranje toe, teen miljoene rande se kostes. Die volk is nie besig om na sy naaste te kyk nie. God het hierdie toets oor ons gebring om te kyk, sal ons die pad kan stap saam met hom, ten spyte van die weerstand van die regering af. En ons kon nie. Ons kon dit nie doen nie. En daaroor is Vader vir ons baie kwaad. Inteendeel, ons is die ouens wat hulle akkommodeer. Ons geld en ons belastinggeld en ons besighede het ons gegee vir die swart man. So, ons sal nie die wit seuns oplei nie. Wit seuns word nie opgelei nie. Wit dogters word nie opgelei nie. Die bietjie opleiding wat daar is vir duisende rande. Nou wonder 'n mens, die ouens soos Islam, kom ons vergelyk onsself. Jy kan van Islam sê wat jy vandag van hulle wil sê. Maar toe daai vliegtuig land by die klompie Palestynë op, toe sê gift of the givers, al dink jy wat van hulle, en al kan ons sê waar hulle ook hulle geld vandaan kry, toe sê hulle, dis nie 'n probleem nie, ons sal na hulle kyk. Nou, hoe is dit moontlik? Want die NG Kerk sê nie, man moenie worry oor hierdie 700.000 of 800.000 of 2 miljoen plankers in Suid-Afrika, blankes wat onder die broodlyn lewe, ons sal na hulle kyk nie. Dis nie wat die NG Kerk sê nie. Dis nie wat die AGS Kerk sê nie. Jou eie predikant het jou uitverkoop aan die vyand. Dis waarvan hy praat. Nou gaan sit julle die kerke vol. Nou dink julle God gaan julle seën. Ja, daar sal geen seën wees vir julle nie. Geen. Dis kwesplekke in houe, en niks sal
verbind word nie. Daar sal nie olie wees om dit te versag nie. Daar sal nie medisyne wees om die situasie vir ons beter te maak nie, want ons is op pad na totale verwoesting. Reg. Dan sê hy van hulle, hy sê hy's moeg vir ons nuwe maande en sabbate in ons feeste. Hy sê, want dis ongeregtigheid saam met feestyd. So wat sê hy? Hy sê, julle volg nie die wet nie. Julle kyk nie na julle naaste, na julle volksgenoot en julle rasgenoot nie. Julle kyk nie na mekaar nie, maar julle wil voor my kom staan. Hy sê, moenie eers voor my verskyn nie. Hy gaan so ver as hy moenie eers vir hierdie volk bid nie. So kwaad is hy. Hy sê, en as julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. So as jy gewonder het, hoekom gaan dit van bad to worse? Daar staan dit. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie, julle hande is vol bloed. Hy verkwalik ons vir hierdie oorhandiging aan 'n swart kommunistiese regering, want hy sê, julle is die oorsaak dat die moeilikheid oor julle gekom het. Julle het julle ore uitgeleer vir die politici en die kerk en die predikante. Dan gaan hy verder, hy sê, was julle, so kom tot bekering, kom by die doop uit, reinig julle, kom by die wet, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen. Maar ons hoere remoer. Leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker. Beteel die verdrukker. Waar is die verdrukker daar in Joodse staat? Is dit Hamas? Nee, ja. Die Jode is die verdrukkers daar. Doen reg aan die wees. Verdedig die saak van die weduwee. Dit gebeur nie in Suid-Afrika nie. Weet jy hoeveel bejaardes gaan sterf honger? Dis verskriklik. Weet jy dat blankes, ander blankes uit blyplekke uitsit, dat hulle op straathoeke sit? Hier kom 'n verskriklike straf oor ons. Hoor wat ek vir julle sê, dit staan alles in Jesaja. Wat ek nou doen is 'n fraksie van wat ek moet doen met julle. Hy sê, as julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Wil jy vir my sê, julle eet die goeie van die land? Gaan dink mooi. Hy sê, maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word. Nou, julle word reeds deur die swaard geëet, want die mond van Jahwe het dit gespreek. Dan sê, ag, hoe het die getroue vesting 'n hoer geword? Julle is 'n hoernasie. Hoekom? Dit was 'n apartheid. Geregtigheid het daarin vernag. Apartheid. En nou moordenaars. Julle silwer het skuim geword. Jou wyn is vervals met water. Nou waarvan praat hy? Hy sê julle is besig met 'n valse geloof. Dan beskryf hy die ANC. Jou vorste is opstandelinge. Metgeselle van diewe. Nou wil jy vir my sê, hulle is nie kriminele nie. Wil jy vir my sê, hulle is nie korrup nie. Wil jy vir my sê, hulle is nie diewe nie. Wil jy vir my sê, hulle kom nie uit die tronk uit nie. Is dit nie wat hulle is nie? Elkeen van hulle het omkoopgeskenke lief en jaag beloninge na. Wil jy vir my sê, dis nie die ANC nie. Is dit die Netanyahu regering? Is dit die Knesset? Praat ons hier van die Joodse regering? Nee, ons praat hier van Juda se regering. En wie regeer Juda? Want Juda regeer nie meer haarself nie. Die ANC. Hy noem dit. Hy sê, ek sal my voldoening verskaf van my teenstanders en my wreek op my vyande. En dit sal ons sien in Suid-Afrika. En dit sluit baie blankes in. Hy sê, ek sal my hand teen jou uitstrek en jou skuim met loog uitsuiwer en al jou looddele wegneem. Loog is so seep. Dis waarna dit verwys. So hy sê, hier kom 'n smeltkroes vir julle. Hier kom 'n baie swaar tyd. Hy sê, ek gaan julle deur strafgelig verlos. Menende, groot bloedvergieting. En weer regters gee soos vroeër en raadsmanne soos in die begin. Daarna sal jy weer 'n stad van geregtigheid, 'n getroue vesting genoem word. Die boerevolk was 'n vesting. Daarom het die magte van die wêreld teen haar vergader om haar gesag van haar weg te neem, haar grond te steel, haar regering, 'n ander regering in plek te sit, wat kastig nou 'n regering is vir almal, en op die ou ende eintlik daar is om julle te vertrap. Want ons is die getroue vesting. So, nou is daar van die boerevolk niks oorby nie, staan nêrens vir Israel om by mekaar te kom nie. Dan is dit baie maklik om op die ou einde Israel te verwoes. Dan sê hy, nou ja, kom ons kyk, gou vers 2, hoofstuk 2, net vinnig praat hieroor. Hy sê, aan die einde van die dae sal die berg van die huis van Jahwe vasstaan. Watter berg is dit? Dis die berg Sion, wie is dit? Dis die boerevolk, op die top van die berge, en verhewe wees bo die heuwels. Praat hy nou van geografiese ligting? Praat hy van plekkies, berge en heuwels? Nee, 'n berg is 'n groot koninkryk en 'n heuwel is 'n klein koninkrykie. So, hy sê, hierdie, op die ou einde van die dag, sal daar van die aarde se nasies niks oorby nie. Dit word 'n verwoesting,
Hy praat van 'n kalkbrandery. Weet jy wat is 'n kalkbrandery? Dit is wanneer jy 'n atoombom op 'n plek gooi, dan bly daar nie eens bene oor nie. Net stof. Dis wat hy van praat. En dan, daar is totale verwoesting, daar is geen blanke lande oor nie, daar is nie meer 'n blanke weste oor nie. Daar is niemand wat kos produseer nie. So, die wêreld sal 'n baie donker plek word. Enigste plek waar die lig gaan skyn is hier onder in Suider-Afrika, en dit is waarvan hy praat. Hy sê, en al die nasies sal daarheen toestroom. Hoekom praat hy daarvan? Hy praat nie daarvan dat hulle almal daar gaan kom aanbid en so aan. Niks daarmee te doen nie. Dit het daarmee te doen dat ons oor die nasies sal heers. Hoekom? Ons gaan die kos produseer. Die enigste plek waar daar wet en orde gaan wees, en ek praat nou vir die volgende 700 jaar. Ek praat definitief, die mense dink oor 7 jaar is alles oor. Maak die fout van jou lewe. Dan sê hy, baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van Jahwe, na die huis van God van Jakob. Watter volke praat hy van? Hy praat van die Israel volke, die oorblyfsel. Hy praat van daai oorblyfsel sal optrek. Hulle sal kom na ons toe en sê, ag asseblief, ons sien nie vrede. By ons het die islamitiese kalifaat oorgeneem. Ons kan nie meer daar lewe nie, ons koppe word afgekap, asseblief, vat ons net, ons sal ons eie groente plant, vat ons net asseblief. En dit word geprofeteer in Jesaja. So, en dis wat hy hiervan praat. Dan gaan hy verder, hy sê, ons sal wandel in die lig van Jahwe. Dis die enigste plek waar die lig sal skuil. Kom ons kyk, hy sê, want u het u volk verwerp, die huis van Jakob, omdat hulle vol is van wat die ooste aanbied. Ons is baie lief vir dinge wat die ooste aanbied. En dit het maar baie te doen met die Baal-godsdienst en al die goed wat ons so in ons huise indra. En van die golaars, soos die Filistyne, en met die kinders van die vreemde, dryf hulle handel. Ja, nee, dis waarmee ons besig is. 'n land is vol silwer en goud, is dit so? Lieg hy? Is ons land vol silwer en goud? Ja, is daar silwer en goud bo in die Joodse staat? En daar is geen end aan hulle skatte nie. Is dit so? Ja. Ons het soveel minerale rykdom onder hierdie aarde, in Suid-Afrika. Ons het nie 'n idee nie, en hulle gaan jou nie sê nie, want hulle ontgin bietjie, sodat hulle die pryse kan opstoot, want hulle werk met skaarsheid. Dan sê hy verder, hy sê, en hulle land is vol perde. Nou wat beteken dit? Daar's baie militêre magte aan die gang. Hoekom? Wat is so baie rykdomme? En daar is geen end aan hulle strydwaans nie. Daar's baie militêre magte, baie militêre opbou, daar's paramilitêre groeperinge, daar's revolusionêre aksiegroepe. Hy praat daarvan. Hy sê ook as hulle land vol afgode, daar is hy, elke kerk met sy obelisk. Voor die werk van hulle hande buig hulle neer. Hulle is almal besig vir al Kersfees, dan is hulle daar, buig hulle voor die ou boompie. Voor wat hulle vingers gemaak het, hulle like die TV, hulle kyk al die sport, rugby. As ons nie nou stem, one man, one vote nie, dan gaan hulle die rugby span en die cricketspan terugstuur, dan kan ons nie meer oor see gaan sport hou nie. Ja, ons het vir die sportgod het ons die land verkoop. Nou ja, nou is die water vuil, die toilette werk nie, die ouens se huise verspoel, niemand worry nie, 'n moord en doodslag, jy is jou lewe nie seker nie, maar moenie worry nie, die sportgod het getriomfeer. Dan sê hy sê, gaan in die rots en steek jou weg. Hoor wat hy sê, gaan in die rots en steek jou weg, in die grond van weer die skrik van Jahwe, en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil. Hy praat nie van 'n wederkoms nie, hy praat nie van 'n wegraping nie, hy praat van 'n verwoesting van die aarde. Hy sê in hierdie eindtyd sal die boerevolk, sal Juda vertrap word onder die nasies. Dit sal sleg gaan met hulle, ten spyte daarvan dat hulle al die rykdomme het, wat ek hulle gegee het, is dit uitverkwans, daar's niks vir hulle nie. Die ander steel dit en dra dit uit. Hy sê, julle moet verstaan, hier kom 'n verwoesting. Want dis die enigste manier hoe ons kan uitred. Hy sê, die hoë oë van die mense sal verneder word. Dan praat hy nou daarvan, dan gaan hy sê, want 'n dag is daar vir die Here van die leerskare, vir Jahwe van die leerskare, oor al wat trots en hoog is. Van watter dag praat hy? Die verwoesting van die aarde, Openbaring 6 laaste verse. En dan praat hy oor al die verhewe seders, hy praat van mense, hy praat van saadlyne, hy praat van volke, dis 'n seder. Oor die hoë berge is dieselfde, is koninkryke, versterkte mure, is lande met sterk militêre magte. Dan gaan hy verder, hy sê, en die afgode sal geheel en al verdwyn. Oor die wêreld? Nee. Daar waar Israel by mekaar maak.
En hulle sal gaan in die spilonke van die rotse, nou herhaal hy dit weer. En in die gate van die grond vanweë die skrik van Jahwe. En om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. As Jahwe kom om die aarde te verskrik, as Jesus kom om die aarde te verskrik, is dit nie 'n wederkoms nie, dit is nie 'n wegraping nie. Die wederkoms is 'n Armageddon, die nasies maak gereed, hulle is nie verskrik nie, hulle staan op teen hom, hulle is daar, ou maat, hulle maak gereed, hulle is georganiseer. Hy is nie wat hy hiervan praat nie, is nie dieselfde ding nie. Dis hoekom ek al vir julle verduidelik het, in Openbaring is daar verskeie oorloë, daar's 'n derde wêreldoorlog, dan is die koms van die 8ste kop, die gevalle engele, die oorlog kom, dan is Armageddon, en dan het ons op die ou einde, hier in Openbaring 20, 'n laaste optrek, en dit loop nie eers uit op 'n oorlog nie. Dan gaan hy verder, in die dag, wat 'n dag? Verwoesting van die aarde, die ineenstorting, die derde wêreldoorlog, en dan gaan hy oor na die verwoesting van die aarde toe. En want in die derde wêreldoorlog tree God toe tot die stryd. Want as hy nie toetree nie, sal daar vir die aarde niks oorbly, soos hulle hom sal verwoes met kernbomme nie. So dan moet 'n verwoesting van die aarde kom. Dit kom van buite die aarde af, dit kom nie van binne die aarde af nie. Dis iets wat hy inbring, hy staan dit geskryf in Jesaja 13, staan in Lukas 21. Nasies in hulle radeloosheid wanneer see en branders dreun. Kragte van die hemele sal geskit word. Van wat praat hy? Iets wat van buite die aarde af inkom. Ons noem dit Nibiru, Planet X, the 10th planet, the 12th planet, Planet of the Crossing, maak nie saak nie. Groot planeet kom, en ek praat glad nie nou van Alsem nie. Alsem is in die stert van die groot planeet. Hier kom 'n hele aantal jare van totale verwoesting oor die aarde, om Egipte uit ons uit te kry, om Babylon uit ons uit te kry. Dit is soos toe hy die volk 40 jaar in die woestyn gesit het. Die wat oorgebly het, niks geweet het van Egipte nie. Niks. So met hulle kon hy werk. Dis dieselfde hier. So hy verwoes hom so, dat daar kan nie weer 'n herstel plaasvind van Babylon nie. Daar kan nie. So, nou versamel hy Israel, en hy sit hulle neer, en hy sê, nou word julle groot, sterk koninkryk, en julle sal heers oor die nasies, en die res van die aarde is pikdonker. Pikdonker. Ek dink julle sal elektrisiteit hê vir 'n lang ruk nie. Dan gaan hy, en hulle sal gaan in die spilonke van die rotse, en in die gate van die grond, vanweë die skrik van Jahwe, en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. En die dag sal die mens sy silwer afgode, en sy goue afgode, wat hy gemaak het, wat is dit? Geld. Wat hy gemaak het, om hom voor neer te buig, weggooi vir die molle en die vlermuise. Nou wat moet gebeur, dat jou geld nie meer werk nie? Gaan dink mooi. Wat moet gebeur, dat jou geld nie meer werk nie, dat die bank het nie meer vat nie, dat daar nie meer 'n bank is nie, dat jy terug gaan na 'n ruilstelsel toe. Gaan dink mooi. Dan sê hy, om te gaan in die skeure van die rotse en in die klowe van die kranse, vanweë die skrik van Jahwe en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. God gaan 'n bietjie die aarde skoonmaak, want hy is 'n bietjie oorbevolk met die verkeerde saadlyn. So in hierdie hele Jesaja 2, en ek gaan hiermee afsluit, het alles te doen met Openbaring 6. Luister mooi, en ek het gesien hoe hy die 6de seël oopmaak, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskit word, sy navye laat afval. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. Dis letterlik, maar is ook figuurlik. En die konings van die aarde, en die grootes en die rykes en die owerstes, en al die vry mense. Wie is 'n vry mens? Wanneer is jy 'n vry mens? Wanneer jy uit die stelsel gestap het en jy behoort aan Jesus Christus. Het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge. En hulle was so bang, hulle sê, laat die berge en die rotse op ons val, dat ons verberg word vir die toren van die lam. Wat is hierdie toren van die lam? Dis die Godse verwoesting oor die aarde. Hoekom? Sodat hy Israel kan uitred, hulle oorblyfsel by mekaar kan maak, en in hierdie totale verwoesting kan hierdie volk weer by mekaar kom, by mekaar staan, landbou oprig, want dit is waar ons altyd begin, is by landbou, voordat jy by fabrieke uitkom, en vir baie jare terug, sal daar soveel chaos wees in die wêreld, dat die enigste plek waar daar vrede en vooruitgang gaan wees, en regverdigheid en geregtigheid, sal hier wees in Suider-Afrika. Onder die boerevolk se gesag kom hierdie klomp Israeliete by mekaar,
en hulle woon saam met ons sal weer een taal praat, een volk wees. So, daai verstrooiing van Israel, en hulle word baie volke, bring hy by mekaar, en dan maak hy hulle weer een volk, hier op die einde van dae, en hulle sal heers oor die nasies. Hy sê dit, in Daniël 7 se laaste vers. Onthou die klein klippie, val van die groot rots af. Wie is die klein klippie? Die klein klippie is Juda. Klein klippie val van die groot rots af. Klein klippie. En wat doen hy? Hy slaan die beeld aan sy voete stikkend. En daar bly van die beeld niks oor nie. Waar is die wederkoms daar? Waar is die wegraping daar? Want dit is nie daar nie. Reg. So hoekom? Want Israel word versamel, en sy word 'n sterk koninkryk, en dan sê hy, hierdie klein klippie, groei, en dan vul hy die hele aarde, en hy word die hele aarde. Hy het dit vir jou gesê. Daar is nie 'n storie vir ons gaan hemel toe nie, en moet nou nie worry nie, ons gaan nou weggeraap word nie. Dis alles leuns. Want solank as wat jy nie weet wat kom nie, solank as jy besig hou met wegrapingsstories, en moenie worry nie, die wederkoms is oor 7 jaar van nou, of ons wag net vir die 3de tempel. Solank as jy besig is daarmee, sal jy nie pret vir wat voorkom nie. So hy gaan jou onverwags vang. En dan word jy deel van die statistiek. Reg. So, die oorblyfsel wat waak en bid, wat wakker is, wat prep, wat hulle gereed maak, wat die voorbereiding doen, hulle oorleef. Die wat nie, hulle word die slagoffers van die tyd. Net soos wat hulle slagoffers van die tyd was in die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog. Soos wat hulle slagoffers van die tyd was in die tyd van die Vatikaan. Baie het gesterf op die brandstapels, miljoene, is vermoor deur die antichrist. Hy was op die verkeerde tyd op die verkeerde plek. Dit is wat gebeur. Maar as jy gered is, dan is dit alright. As jou saak ons nou reg. Die probleem denk ek vir die ongeredes. So in hierdie tyd gaan ons baie mense sien wat sterf, want medisyne gaan skaars raak, geld gaan skaars raak. Die stelsel word verander in 'n central bank digital currency, en daai hele stelsel stort ineen. So nou is daar nie meer geld nie. So dit wat jy gedink het jy mee iets kan doen, kan jy nie doen nie. So wat het jy? Jy het jou 2 hande om iets te doen, jy het jou kop om iets te doen. Jy het jou samewerk en jou geloof om iets mee te doen. En dit is presies waarna hy verwys. Nou ja, solank jy glo in 'n wegraping, wel, dan gee vir my sê, jy vir hierdie, hy's nie ge-worry oor hierdie nie, want jy's nie deel van dit nie. En dis net daar, want die verwoesting van die aarde het reeds hier begin in 2004, en hy stadig besig om op te gaan na hierdie crescendo toe, waar daar soveel kataklismes en rampe is, natuurrampe is, dat mense barely kan gaan funksioneer. Voeg daarby atoombomme wat oral val. En jy sal vir jouself sê, jy slaan jou hande saam. En dit is hoekom hy dit noem, die groot verdrukking. Dit is waarom hy dit noem. Nou ja, ek het genoeg gepraat. Hierdie was my tweede lering. Nou ja, ek wil nog gepraat het oor die res van Jesaja, maar hierdie was vir my baie belangrik. Miskien, as jy verstaan, jy's Juda en Jerusalem, sal jy self Jesaja gaan lees, en selfs Jeremia en Sefanja en Micha, en agterkom, jy is in die skrifte. Jy wat boerevolk is daar, en daar's pragtige beloftes vir jou gemaak, maar daar's ook besondere, belangrike waarskuwings.